Vanoggend is ons in die 4de en finale week van ons Hier is Oorlog preekreeks. Ons sluit nou hierdie enetjie vanoggend af en vanoggend is dit gevolgtrekking tyd. Kyk bietjie vir die ou langs jou, dan sê jy net vir hom gevolgtrekking tyd. Dis tyd vir 'n gevolgtrekking. Op al hierdie dinge wat ons vir mekaar gesê het, op al hierdie dinge wat ons in hierdie reeks bespreek het. Ons het vir mekaar aan die begin gesê dat hierdie battle is real. Dis 'n genuine battle daar buite. En ons almal ervaar hom van tyd tot tyd. In die eerste preek het ons wel vir mekaar gesê, terwyl die battle real is, wil ons hom beslis nie onderskat nie, maar ons wil hom ook nie oordryf nie. Maar hy is real, so kom ons fight hom, en kom ons fight teen ons regte vyand. En toe het ons bietjie gekyk na wie is ons vyand, en ons het vir mekaar gesê, ons vyand kan erken word in 3 dele. Ons vyand word erken in die vlees, ons vyand word erken in die duiwel, en ons vyand word erken in die wêreld. Die vlees is ons vyand, want die vlees begeer dinge wat lynreg staan teen dit wat God se wil en plan vir ons lewens is. Die duiwel is ons vyand, want hy is die een wat ons konstant wil belieg en wil mislei. Daarom is hy die vyand. En die wêreld is ons vyand, want die wêreld wil ons konstant oortuig dat daar ander dinge is wat belangriker is of meer waardevol is as die Here. Maar in hierdie geveg en in hierdie oorlog het ons ook ons wapens. En daai wapens is kragtig in God vir die oorwinning. Want God lei ons nie die oorlog in sodat ons daar kan gaan verloor nie. God lei ons die oorlog in vir oorwinning. En ek en jy het daai oorwinning in Jesus deur die krag van die kruis en deur die krag van sy bloed wat vir ons gevloei het. En in die agtergrond van alles wat ons nou weet van die oorlog, is dit tyd om 'n gevolgtrekking te maak. Dis tyd om te sê, wat sê ons van al hierdie dinge? En ons gevolgtrekking klink so. Romeine 8 vers 31. Romeine 8 vers 31 sê, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla, want God self spreek hulle vry. Vers 34, wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. En daar benadruk Paulus 2 keer, die bron van ons oorwinning, die bron van ons lewe, die bron van ons vrymaking en ons redding is die feit dat God ons sy seun gegee het. En dat daai seun sy lewe vir ons neergelê het aan die kruis, maar meer is dit dat hy ook opgewek is, en in dit vind ons ons redding, in dit vind ons ons oorwinning. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons dan van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek ook oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar vir ons is in Christus Jesus, ons Here. En daar het jy die gevolgtrekking op die ganse oorlog. God is vir ons. En dit is in sy liefde wat ons meer as oorwinnaars is. Daar is jou troefkaart. Jou troefkaart is, God is ryk in barmhartigheid en hy het jou innig lief. En is in sy liefde wat ons oorwin. En is in sy liefde wat ons vooruit gaan. So jou troefkaart sê, bly in sy liefde.
want daarin is ons meer as oorwinnaars. Bly in verhouding met hom, want daar is niks in hierdie ganse skepping wat ons kan skei van die liefde van God nie, maar die moeilikheid is, ek en jy self kan ons rug draai op sy liefde. Die duiwel probeer sy level best dat ons gevolgtrekking sal wees, God is nie vir my nie. Die duiwel probeer sy level best dat ek en jy tot die gevolgtrekking sal kom, dat God sien my nie raak nie, of God is nie wie hy gesê het, hy is nie, of God het my nie lief nie, of God is nie goed nie. Dit is die duiwel se plan. Dit is sy hele aanvalstaktiek, en daai aanval is op jou, maar daai aanval is op meer as net jou. Daai aanval is op ons verhouding met God. En dit is die aanval van die vyand reg van die begin af. Kyk wat het hy gedoen met Eva. Hy kom in die vorm van 'n slang en hy seil deur die boom, die einste boom wat God gesê het ons nie van moet eet nie, en hy saai 'n bietjie verwarring. Hy saai 'n bietjie misleiding. Hy sê, het God regtig gesê dat julle van geen boom in die tuin mag eet nie? Hy saai 'n bietjie verwarring en dan stel hy 'n nuwe gevolgtrekking voor. Hy stel 'n gevolgtrekking voor dat God nie wil hê dat jy van hierdie boom moet eet nie, want God weet net dat die dag wat jy van hierdie boom eet, sal jy net soos God wees. So wat die duiwel eintlik doen is hy kom verdraai voor Eva se oë God se karakter en hy stel 'n nuwe gevolgtrekking voor. En nou moet jy die duiwel se posisie verstaan. Die duiwel se posisie is die volgende. Die duiwel se posisie is, hy haat God. Die duiwel se posisie is, dat God is sy ultimate vyand. Die duiwel se posisie is, hy wil God oorwin, hy wil God wees. Dis sy plan, dis 'n vreemde plan, dis 'n onwerkbare plan, dis 'n plan wat nooit tot vervulling gaan kom nie, nietemin, dit is sy plan en hier staan hy nou, in vyandskap teen God, gereed om die aanval te loods teen God, maar wat die duiwel besef is, dat maak nie saak wat se tipe aanval hy probeer loods teen God nie, hy staan geen kans nie. Jy sien, God is die begin en die einde en God is heilig ongeskep. Hy was nog altyd, hy is nog altyd en alles wat bestaan het sy bestaan te danke aan God. So selfs God het die duiwel geskep. So in 'n baie ware sin is daai duiwel God se duiwel. En die duiwel het geen match teen God nie. Die duiwel kan nie een of ander flinke ding loods en die wenner uit hierdie stryd uittree nie. Inteendeel, as daar ooit 'n stryd sou uitbreek tussen God en die duiwel, sal dit relatief gou verby wees. Want God is eksponensieel meer as die duiwel. God skep met 'n woord en God gaan net letterlik aan die einde vir die duiwel sê, klaar. En dan gaan hy sak, en dan gaan hy draai, en dan gaan hy stap, waar God hom gestuur het. Want God is algeheel, ultimate authority en die duiwel het nie 'n match nie, die duiwel het nie 'n kans nie, die duiwel is 'n vyand wat reeds verslaan en reeds oorwin is, maar nou is hy in hierdie predikament dat hy kan nie by sy vyand uitkom nie. Hy is in hierdie predikament dat hy kan nie 'n aanval loods teen sy vyand wat ooit suksesvol sal wees nie. So wat is tweede beste prys? Tweede beste prys is, val iets aan wat vir jou vyand waardevol is. En jy sien dit in die movies. Daar's die sakeman met die bodyguards en die lang slap, koel vaste kar. En die vyande kan nie by die sakeman uitkom nie, want die sakeman is te beskerm. En dan wat doen die boelies dan? Wat doen die boewe dan? Wat die boewe dan doen, is hulle gaan vir die kinders. En die duiwel traai daai selfe triek. Die duiwel besef, hy kan nie by God uitkom nie. Daar's nie 'n manier hy stap daarin en maak demands nie. Daar's nie 'n manier hy loods 'n oorlog nie. Daar's nie 'n manier hy rally al sy troepe, alles wat hy het, en bring dit teen God nie. So wat hy dan doen, is hy gaan vir tweede beste, en hy gaan vir die kinders van God. En hy loods 'n aanval op iets wat vir God belangrik is. Jy sien, wat die verhouding wat ons met God het, is vir God belangrik.
Teendeel, dit is die rede hoekom hy ons geskep het, vir verhouding met hom. En jy sien dit, dis eintlik nou 'n ander preek, maar jy sien dit, van Genesis af, dat die hele doel, dat God die mens geskep het, was vir verhouding. Die enigste ding in die skepping, wat in die beeld en in die gelykenis van God geskep is die mens. En die rede daarvoor is, sodat ons intieme en liefdevolle en ware verhouding kan geniet. God skep links en regs, met 'n woord sê hy hierdie, met 'n woord sê hy daai, maar wanneer dit by die mens kom, is God se hande intiem betrokke. Hy vorm hom uit die grond uit, en hy blaas die lewensasem in sy neus in, en die mens het 'n lewende wese geword. God het van die begin af 'n groot liefde vir hierdie spesifieke skepsel. God het van die begin af 'n groot liefde vir ons, en die duiwel draai sy versuur in daai rigting. So die troefkaart. Die troefkaart in die stryd en in die storm. Die troefkaart wanneer die storm woed. Die troefkaart om die vyand in elke geveg op die zip te skop, is bly in God se liefde. Bly in verhouding met hom, want dit is waar oorwinning is. Inteendeel, in elke aanval en in elke storm versterk daai verhouding. As jy beleef, jy staan onder aanval. As jy beleef, die wind is van voor, dan bid ons juis. Dan soek ons God nog meer. Dan worship ons, dan lees ons die woord, dan draai ons terug na God toe. En dit, vriende, is 'n fantastiese strategie. Kom ek verduidelik vir jou, hoekom ek dink, dit is 'n fantastiese strategie. Want, die duiwel se vyand is God. En hy kyk na God, en hy besef, hy kan God nie seermaak nie, hy kan God nie aanval nie, hy kan God nie uitoorlê nie, hy kan God nie ore aansit nie. Inteendeel is hy baie bewus van die feit, dat God oor hom regeer. En wat het die demone gesê, elke keer wat Jesus naby gekom het u gekom om ons voor die tyd te straf? So elke een van hulle weet wat wag vir hulle, dit moet ons weet. En dan sê die vyand, right, ek kan nie 'n aanval teen God loods nie, maar ek gaan 'n aanval loods op dit wat vir God belangrik is. En dan loods hy sy aanval op die verhouding wat ons met God het. Hy skiet sy pyle vir daai verhouding, sodat in sy pyle en in sy aanval ek en jy 'n ander gevolgtrekking sal maak as wat waar is. Dat ons 'n gevolgtrekking sal maak dat God nie vir ons is nie, dat God nie goed is nie. Maar hier is wat gebeur wanneer ek my troefkaart speel. Hier's wat gebeur as ek in die hitte van die stryd, in die middel van die storm en die oorlog, in God se liefde bly. Jy sien, die hele aanval was op jou geloods om God se hart seer te maak. Die hele aanval was op jou geloods om God se hart te breek. Maar nou kom die vyand met sy leuns en sy misleiding en sy triks, en hy doen hierdie en hy doen daai. Maar as die vyand dan agterkom dat hoe erger die aanval word, hoe nader beweeg jy aan God. As die vyand agterkom dat hoe erger die aanval raak, hoe meer soek jy die Here, hoe meer aanbid jy die Here, hoe nader trek jy aan hom, hoe meer tyd spandeer jy in sy woord, dan kom die vyand gou agter, hierdie plan werk nie. Hierdie plan bereik nie wat ek wou bereik nie. En weet jy wat doen die vyand dan? Hy gee moed op. Hy draai om en hy loop weg. Het jy geweet die duiwel doen dit? Het jy geweet die duiwel gee soms moed op? Het jy geweet die duiwel kyk na die aanval wat hy teen jou loods, en as hy besef dat die aanval wat hy geloods het om jou weg te vat van God af, bring jou nader aan God, dan kom hy baie gou agter, hy het 'n fout gemaak. En wanneer hy sy fout agterkom, dan draai hy om, dan vlug hy weg. En ons sien dit, toe die duiwel vir Jesus in die woestyn kom versoek het. Matteus 4 en Lukas 4. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat, en daar het engele gekom en hom versorg. In Lukas 4, selfe storie, bietjie ander woorde,
nadat die duiwel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. En ek dink Lukas is eerlik as hy sê die duiwel het hom vir 'n tyd lank met rus gelaat. Want weet jy wat, die duiwel is ook daai bogger. Hy gee op en hy gee moed op, maar hy is nogal persistent en hy probeer later weer. So daar is baie keer in ons lewens 'n seisoen waar die duiwel ons vir 'n tyd lank met rus laat, maar daai tyd kom ook verby en dan probeer hy weer. En jy moet weet, die duiwel gaan jou traai. Hy gaan jou traai. Hy gaan jou soek, daai ou. Hy het vir Jesus gesoek en hy het vir Paulus gesoek en jy moet weet, hy gaan vir ons ook kom soek. En die volgende keer wat hy by Jesus kom draai het, was in die tuin van Getsemane. En Jesus veg die grootste stryd teen die vyand daar op sy knieë in gebed. Dis angs en 'n spanning en is druppels van bloed en is Jesus wat op sy knieë voor sy Vader is. Die grootste angs wat jy kan imagine. En hy sê, Vader, as dit enigstens moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Maar laat nogtans nie my wil geskied nie, laat U wil geskied. En in daai oomblik modelleer Jesus vir ons een van ons sterkste geestelike wapens vir die oorwinning. Onderwerp jouself aan God se wil. Onderwerp jouself aan wat hy wil doen. En Jakobus maak dit duidelik, jy kan hom vir ons daar opsit, Jakobus 4, onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel te, en hy sal van julle af wegvlug. Waar gaan hy heen? Hy gaan weg. Wat gaan hy maak? Hy gaan rus. Wat gebeur met jou? Jy rus ook. Maar dit gebeur wanneer ons intrek in ons veilige vesting. Dit gebeur wanneer ons intrek in God se liefde en net daar bly. Dit gebeur wanneer ons nader ploeg aan die verhouding met God, soos wat ons sien, die storm woed. Want die duiwel se enigste strategie, sy enigste plan is dat ek en jy nie sal glo dat God is wie hy gesê het hy is nie. Die duiwel se enigste strategie is dat ek en jy op 'n punt sal kom wat ons glo God is nie vir my nie. En as ons op daai punt kom en ons draai ons rug, het hy sy stryd gewen, maar as ons al die stryd en al die geswoeg en al die gesweet juis gebruik om nader aan die Here te trek, dan kom die duiwel agter. Dis beter dat ek ophou. Dis beter dat ek nie veg nie, want hier is die geheim. Onderwerp jouself, staan die duiwel te, hy sal vlug en dan nader tot God en hy sal tot julle nader. Weet hierdie, dat daar is geen veiliger plek as by God nie. Daar's geen plek van groter vervulling en lewe en vrede as in verhouding met God nie. Dit is waar ek en jy leef. En ek het my nou heel uit my notas uitgepreek hier. Oh, dis die duiwel, jy weet dit. Nee, dit was ook in elk geval nie so goed nie, so kom ons skiep daai. Nou wat kan ons vir mekaar sê? So as die duiwel sien dat sy aanval breek nie hierdie verhouding nie. En as die duiwel sien dat hierdie aanval bring nie skeiding in die verhouding tussen jou en God nie, dan gee hy oor. En Jesus modelleer vir ons die wapen van onderworpenheid so mooi in die tuin van Getsemane. En in die woestyn modelleer hy vir ons die wapen van die woord van God ook net so mooi. En hy het daai wapen van die woord van God, die waarheid, so deeglik in die vyand se gesig geswaai, dat die vyand van hom af weggevlug het, en vir 'n tyd lank vir Jesus met rus gelaat het. En as ek nou kom aan die einde van 'n geesoorlogreeks, en ek wil vir jou iets gee om die huis toe te gaan, en ek wil vir jou iets gee wat die troefkaart is vir elke oorwinning, dan is dit net hierdie, bly in God se liefde. Bly in verhouding met God. Moenie dat die duiwel jou lei na enige ander gevolgtrekking as die feit dat God goed is en jou liefhet nie. Moenie dat die duiwel jou oortuig om op enige manier jou rug op die Here te draai nie. Bly in daai verhouding, bly in daai liefde. Fight die leuen, fight die verkeerde gevolgtrekking en staan in verhouding. Dit is vir ons oorwinning. Ek wil hierdie punt illustreer
Wil hierdie oorwinning in die stryd vir jou illustreer met 2 stories. Al 2 stories van manne wat in die hitte van die stryd is. Al 2 stories van manne wat in die middel van die oorlog is. En die eerste een is die storie van Johannes die Doper. En ons lees Johannes die Doper se storie in Matteus 11. Nou Johannes die Doper het 'n redelike wonderwerk gevulde lewe geniet. Klomp ouens gedoop, hy het die pad gereed gemaak vir Jesus. Daar het baie mooi goed gebeur. Hy was die een wat vir Jesus gedoop het. En toe Jesus se kop uit die water uitkom, was hy 'n ooggetuie van die duif wat neerdal en die stem uit die hemel uit wat sê, hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Dis die tipe lewe wat Johannes geleef het, maar later kom die vyand se aanval. Later kom die vyand se aanslag en die vyand se taktiek en Johannes land in die tronk. Matteus 11 vers 2 sê, Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het en het toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan hom gestuur om te vra, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Kan jy sien wat die vyand besig is om reg te kry hier? Wat die vyand besig is om reg te kry hier is 'n nuwe gevolgtrekking. Jy weet van die dag, toe Johannes en Jesus in die water gestaan het van die Jordaan en die stembulder in die duif sag, toe sal geen vra nie. Toe is die gevolgtrekking geheel in plek, dat hierdie is die geliefde seun van God, wat die wêreld gaan vrymaak van sonde. Dit was einste Johannes die Doper wat so na Jesus gewys het en gesê het, kyk die lam van God, die een wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Maar toe kom die vyand se strategie. Toe kom die vyand se aanval en die vyand laat smyt vir hom in die tronk. En nou begin hy wonder. En nou begin hy speel met ander gevolgtrekkings. Hy begin speel met ander konklusies. En hy stuur sy volgelinge terug na Jesus toe. Hy sê, gaan julle nou na Jesus toe. Dan gaan hoor julle. Of is hy nou die een wat sou kom? Of moet ons wag vir 'n ander een? Jesus se antwoord is so mooi. Hy sê, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en wat julle sien. Vers 5, blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan die armes word die evangelie verkondig. En vers 6, gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Die raad van Jesus in die middel van die aanslag is, moenie fokus op wat hy nie doen nie, maar fokus op wat hy wel doen. Hy stuur daai disippels terug na Johannes se manne toe. Hy stuur daai manne terug na Johannes toe, anderster. Hy stuur daai manne terug na Johannes toe en hy sê vir hulle, gaan vertel vir Johannes wat julle wel sien. Gaan vertel vir Johannes van die lammes, die dooies en die siekes. Gaan vertel vir Johannes van die vooruitgang van die evangelie en help hom om te fokus op wat ek wel doen en nie te fokus op die een ding wat ek nog nie vir hom gedoen het nie, wat ek nog nie vermag het nie. Laat hy kyk na wat ek gedoen het en dan sê Jesus, gelukkig is elke een wat nie aan my begin twyfel nie. En dan begin Jesus in 'n gedeelte ingaan wat hy baie praat oor Johannes die Doper en wat Johannes die Doper bereik het en wie hy is. En in vers 12 staan daar, sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe, breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop en mense wat hulle kragtig inspann, kry dit in besit. So wat is die raad van Jesus wanneer die vyand jou gevolgtrekking oor Jesus en oor God wil kom uitdaag? Die raad van Jesus is, wanneer jy op die punt is om jou gevolgtrekking te verander, dan is jy geseënd as jy nie in hom begin twyfel nie. En as jy jou kragtig inspann, sal jy die koninkryk in besit neem. So Jesus se raad is, span jou kragtig in. Gebruik jou wapens van die stryd. Lees die woord, verklaar dit wat Jesus oor jou gesê het, bid, vertrou hom, soek hom, spandeer tyd in sy teenwoordigheid en anker jou voete. Staan vas in die openbaring van wie Jesus is. Staan vas in sy liefde en staan vas in daai verhouding. En Johannes, ons weet nie veel verder van sy lewe nie, behalwe dat 'n paar weke later is hy onthoof in gevangenskap en sy lewe het beëindig.
Ek weet nie wat sy volgende stap was in die oorlog nie. Ek wil ook nie raai wat hy gedoen het in die stryd nie, maar ek weet wat Jesus se raad was. Jesus se raad is, geseënd is jy, as jy nie aan my begin twyfel nie, en span jouself in. Maak jou boots vas, kap jou hakke in die grond en sê vir die vyand, ek sal nie my gevolgtrekking oor wie God is verander op grond van jou aanval nie. Ek sal nie verander wat ek glo oor wie hy is op grond van jou misleiding en jou triks nie. Daar is vir my lewe om net een plek. En ons natuurlik 'n tweede storie ook, die storie van Paulus en Silas. En die twee manne land ook onder aanval. Maar kyk wat gebeur met hulle. In Handelinge 16 vers 22 sê, die skare het ook teen hulle gekant geraak. En is dit nie tragies nie? Die mense hou nie van Paulus en Silas nie. En hulle is baie. Dis 'n skare mense wat hulle verwerp. Dis 'n skare mense wat hulle teenwoordigheid nie geniet nie. Dis 'n skare mense wat nie van hulle hou nie. Die skare is gekant teen hulle. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer. Nou kom ek sê vir jou, as iemand nou vandag hier moet instap, en die skare hou al klaar nie van my nie. Nadat iemand my klere van my afgeskeer het, gaan jy eers nie van my hou nie. Dit maak die saak net soveel erger. Maar hier staan Paulus en Silas, die skare like hulle nie. En die owerhede kom en ruk hulle klere van hulle af. En hier staan hulle, kaal. Yes, ouens, ek het al die aanval beleef. Ek het al die oorlog gesien. Ek het al die slegte diagnoses gekry en ek het al die vyand se triks gesien om my te probeer skuif op wie God is. Ek het al gesien hoe traai hy my oortuig. God is nie goed nie, God het jou nie lief nie, God sien jou nie raak nie. Ek het al gesien wat hy doen. Maar ek was nog nooit kaal voor 'n kwaai skare nie. Daar seker die eerste keer vir alles. En toe beveel hulle dat hulle lyfstraf moet kry. Soos iemand se kind, moet hulle nou pak kry. Vers 23 sê, nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi, en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit, en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Vers 25, teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid, en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom maar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskit het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het losgeraak. Kan jy sien wat gebeur as ek en jy in die middel van die aanval, in die middel van die stryd en in die middel van die storm vashou aan wie God is? Vashou aan wat ons weet van sy karakter. In die middel van die stryd so groot geloof het in sy karakter en in sy goedheid, dat selfs in die houtblok vasgeklem, sal ek my hande opsteek en bid. Sal ek my hande opsteek en hom loof en hom prys. En as jy weer kyk, dan stop die vyand sy aanval. Dan sê die vyand, dit help nie, ek val vir jou aan nie, want hoe meer ek vir jou aanval, hoe nader kom jy aan die Here. Dit werk nie. Ek traai jou ore aan sit, maar jy uitoorlê my die heeltyd. As ek wil afbreek doen aan wie God in jou oë is, dan staan jy so vas, en jy hou so vas aan wie hy is. En dan weet jy wat doen die vyand dan? Die vyand laat jou met rus. Die vyand los jou uit. Maar hierdie veilige plekkie, hierdie plek waar die vyand se aanval geen vrug of effek op ons het nie, is net te vind, wanneer ek en jy die geheime plek by God se voete ken. Is net te vind wanneer ek en jy sy woord ken. Is net te vind wanneer ek en jy in die seisoen van lente en van somer tyd by sy voete spandeer, tyd in sy teenwoordigheid spandeer. Want dit is in die seisoen van lente en somer wat ek al die getuienisse inhark van hoe goed God is en hoe hy kan genees en hoe hy kan voorsien, en ek skryf dit in my journal en it's beautiful, en ek versamel net prentjies en prentjies en prentjies van God se goedheid, en dan kom die vyand in the opportune time, en hy val weer aan. Hy kom traai my weer.
hy kom versoek my weer, hy kom belieg my weer, hy kom probeer weer 'n aanval loods, dan val ek terug na wat ek weet van wie God is. Dan val ek terug op sy karakter en ek laat nie toe dat die vyand my 'n millimeter skuif op wie God is nie. Ek laat nie toe dat die vyand my 'n haarbreedte skuif nie, want dit is in sy teenwoordigheid waar daar vryheid is. Nie die vyand se nie, die Here se. Jy moet mooi luister, saam my bly, is in die Here se teenwoordigheid waar daar lewe is. En ek is mal oor Jesaja 30. Jesaja 30 sê, so het die Here my God, die Heilige van Israel gesê, as julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê, maar dit wou julle nie. En dit is die hartseerste deel van die mensdom. Die hartseerste deel van die mensdom is dat ons 'n goeie God het, wat ons wil red, wat in verhouding met ons wil staan, wat 'n belofte maak soos daai, dat jou redding lê in jou bekering en by hom leef. Jou gesondheid en jou vooruitgang en alles lê by hom, en hy nooi jou uit deur te sê, jou krag lê in stil wees en op hom vertrou. Maar om een of ander rede dink ons, kan nie wees nie. Om een of ander rede dink ons, daar moet meer wees. Om een of ander rede dink ons, ek moet iets byvoeg. Om een of ander rede voel ons, ek kan nie net hier sit en vertrou nie. Ek kan nie net stil wees en op die Here staat maak nie. Ek moet self iets doen. Ek weet nie, ons sit altyd een of ander redenasie en ons bel vir Egipte en ons reël die perde en ons leun op 'n riet wat knak onder jou hand. Want ons net een plek van vryheid en lewe, en ons troefkaart vir oorwinning is verhouding met God. Ons troefkaart vir oorwinning is om in sy liefde te bly. Inteendeel, verhouding met hom en sy liefde is die oorwinning. Om hom te ken, om ewige lewe in hom te vind en om in alle ewigheid eendag by hom te wees, dit is die oorwinning. En dit sal so sleg wees as jy toelaat dat tydelike aardse teleurstelling jou beroof van die belofte van ewigheid. En daai is 'n sinnetjie wat die Here in die nag en in trane op my hart kom lê het. Toe ons my seentjie se oog moes laat uithaal toe hy 5 jaar oud is. Mooiste blou oogies, maar hy's 1-, want hy het kanker in sy oog. Nou moet ons die ding uithaal. En ek lê en ek huil by die Here. Ek sê, Here, ek het gedoen wat ek kan doen, ek het gevas, ek het gestoei, ek het geroei, ek het gebid, ek het gesmeek, ek het gesoebat. Die ouderlinge was daar, ons het gesalf, ons het alles gedoen, hierdie kind se oog is uitgehaal. En die Here sê vir my, wat gaan jy nou doen? Jy kan wel toelaat dat tydelike aardse teleurstelling jou wegvat van my af, maar dan mis jy ook uit op die ewige belofte van heerlikheid. En toe sê die Here vir my, jy kan vandag opgee. En dan weet ek wat gaan gebeur. Niks. Maar jy kan vandag kies om vas te byt op my belofte, op my woord, op wat ek gesê het. En wie weet wat kan dan gebeur. En toe sien ek 'n prentjie. Ek het dit eintlik nog nie met iemand gedeel nie, maar ek dink ek gaan dit nou met julle deel, want julle is naaste familie en vriende. Toe sien ek 'n prentjie, hoe my laaitjie 16 jaar oud is. En hy sit op sy bed, en hy lê sy hand oor sy eie glasoog, en hy bid vir hom, en die Here genees hom. En die Here vra vir my, wat dink jy sou die meeste beteken het vir my koninkryk? Dat ek jou gebed beantwoord het toe hy 5 jaar oud was? Of dat ek hom oprig en sy gebed beantwoord, as hy 16 is, en hy kan oor hierdie land travel, met 'n X-ray van 'n protese, 'n vals oog, en dan kan hy sy ander oog toedruk, en 'n brief lees, uit 'n vals oog uit. Want dis wat die Here kan doen. As ek en jy net nie die vyand toelaat, om ons te skuif, op wie God is nie. Moenie dat die vyand jou skuif op wie God is nie.
Dit maak nie saak wat jou teleurstelling is nie. Dalk wil jy graag swanger word. Dalk vertrou jy vir finansiële deurbraak. Moenie toelaat dat die vyand jou skuif op die gevolgtrekking dat God is vir jou nie. En ek wil vir jou sê, as ek en jy deur die poorte van die hemel stap, en ons het vasgehou dat God is vir my, gaan ons terugkyk na hierdie wêreld, en dit gaan vir ons 'n vreugde wees, om te sê, Here, ons kon vasbyt. Deur die gestoei, deur die geroei, deur die pyn, deur die lyding, U is getrou. U is 'n waarmaker van die woord. En kom ons sê, Regie bid nooit vir sy eie oog nie, en hy het nooit hierdie mooi getuienis, en hierdie mooi dagdrome wat ek gedroom het nie. Weet jy wat sê Jesus gaan gebeur? Wanneer ons in sy teenwoordigheid instap, hy gaan elke traan van ons oë afvee. En jy gaan 'n nuwe liggaam kry, en jy gaan 'n nuwe lewe kry, en jy gaan al jou oë en al jou arms en al jou bene hê, en daar's geen tekort nie, en die leeu en die lam loop saam, en die teenwoordigheid van God is konstant, en sy vrede en sy vreugde is ongeken, en hy het gegaan om vir jou 'n huis te gaan gereed maak daar, en vandag en nou in hierdie lewe het jy die kans om daai huis te versier, met elke goeie ding van geloof, wat jy nou kies om te doen. Ons versier daai huise in die hemel, elke keer wat ons sê, Here, ek sal nie dat die vyand my skuif nie, ek weet wat die woord sê, ek weet wie U is. En dan sit ons geloof, en ons bly in sy liefde, en ons hou vas aan hierdie verhouding, want ultimately is hierdie verhouding my volle oorwinning in die oorlog. Daar's geen groter oorwinning as die oorwinning van ewige verhouding met die skepper van die heelal nie. En so sal ek nou vandag aangaan, tot jy soos een van Paulus se disippels aan die slaap raak, van die stoel afval, en ek sien dis dreigend by van julle. Ek sien 'n paar manne wat sleg gaan dooddruk hier in die namiddag. Julle het nou weer te laat rugby gekyk gisteraand. Maar hier is die waarheid waarmee ek jou wil huis toe stuur. Ons gevolgtrekking oor hierdie ganse geesoorlog is dit: God is vir jou. God is vir jou. Hy's lief vir jou. En miskien is jy moeg vir die gefight. Miskien is jy moeg vir die gestoei. Miskien is jy moeg vir die oorlog. Dan is Jesus se uitnodiging, ook in Matteus 11, power hoofstuk daai. Gaan lees sommer as jy by die huis kom. Ook in Matteus 11. Miskien is daai uitnodiging vir jou. Jy kan hom vir ons opsit asseblief, Chantel. Kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is. En ek sal vir jou rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Miskien as jy moeg gefight, Jesus se uitnodiging is vir jou. Kom na my toe. Kom terug huis toe. En soos ek oor hierdie gehoor kyk ek na manne wat hier tot bekering gekom het. Kyk ek na manne wat hier die besluit gemaak het om terug te kom huis toe. En ek sien hulle gesigte, en ek weet, hulle is dankbaar. Hulle het die uitnodiging gehoor om huis toe te kom. Hulle is dankbaar, hulle het die uitnodiging gehoor van Jesus wat sê, kom na my toe, kom na my toe, kom na my toe. En ek wil hê jy moet vandag weet, hy is gereed om te red. En sy uitnodiging is vir jou, kom na my toe, kom na my toe. As jy moeg gefight, as jy moeg gestoei, kom na my toe. Kom bly in my liefde, kom bly in verhouding met my, en beleef hoe die vyand wat nou so amok saai, jou vir 'n tyd lank met hulle rus kom laat, en jy die oorwinning beleef, wat dan net in hom te vind is. Ek bid vir julle. Vader, ons sê vir U dankie vir die werking van die Gees in ons harte vanoggend, Here. Here, ons sê vir U dankie dat U by magte is om dele van ons wese aan te raak, wat niemand anders kan aanraak nie, Here. Here, selfs in hierdie oomblik weet ek dat U oor hierdie saal beweeg, en U praat in ons harte, Here. Here, U herinner ons aan ons teleurstellings, en U herinner ons aan die plekke waar ons seer gekry het, en U kom en U bring genesing in daai plekke, Here. U kom en U kom raak ons aan, Here, en U kom nooi ons weer eens uit om terug te kom huis toe. U kom nooi ons weer eens uit om terug te kom en in verhouding met U te kom staan, Here. En Here, ons weet dat dit is ons plek van oorwinning. Dis wanneer ons by U is. Dis wanneer U die herder is, dat ons niks kort kom nie.
Dis wanneer ons U volg en wanneer U ons lei, Here, wat ons by die waters uitkom waar daar rus is. En dis wanneer ons U volg, Here, wat ons soos Dawid kan sê, ek sal geen onheil vrees nie. Onheil maak my nie bang nie, onheil jaag my nie die skrik op die lyf nie, ek is bang vir geen onheil nie, want die grootste krag in die heelal, noem my sy eie, die grootste krag in die heelal, het my innig lief en bewys sy goedheid en sy barmhartigheid, keer op keer aan my. En dan kan ons net soos Dawid sê, ek kyk terug deur elke aanval, ek kyk terug na daai dag toe ek kaal voor die kwaaiskare was, in die tronk geland het, en die uiteindelike getuienis van die hele storie is die, U het my lief, en U is goed vir my. En net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe. En Vader, ek bid dat in U genade maak U ons die mense, wat nie aan U begin twyfel nie. Maak U ons die mense, wat hulle kragtig inspan, om vas te hou aan wat waar is, al skree omstandighede die teenoorgestelde. En U kom lig ons uit in U tyd. U kom verhoog ons in die regte oomblik. En U gee vir ons 'n getuienis wat deur hierdie vallei bulder van 'n God wat goed is en 'n God wat red. Ons eer U vir dit in die naam van Jesus. Amen. Amen.